Goeiedag geliefdes, ek is Jan Brink van AP Kerke Oudtshoorn in Grootfontein. Ek lees graag vir ons saam Kolossense 1 vers 13 tot 15. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Vriende, die afgelope paar oordenkings het ons stilgestaan by hierdie woorde van Paulus in vers 15, dat Jezus is die beeld van die onsienlike God. Van die eerste bladsy van die Bybel af, tot by die kruis op Golgotha, hoor ons dieselfde boodskap. God maak homself bekend aan die mens. In Adam het ons die beeld van God gesien, en na die sondeval het daardie beeld verwronge geraak. In Israel het ons iets van God se bedoeling gesien, maar ons sien ook die gebrokenheid van die mens. En so stuur die Here uiteindelik sy Seun, Jesus Christus, die volmaakte beeld van die onsienlike God. In hom sien ons nie net wie God is nie, maar ons sien ook wat die mens bedoel was om te wees. Ons het gesien dat Christus deur sy bloed verlossing gebring het vir ons. Hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring tot in die koninkryk van sy lig. Maar God se werk eindig nie daar by ons verlossing nie. Hy is ook na ons verlossing voortdurend besig om ons nou te herstel, deur sy beeld in ons te herstel. Daarom skryf Paulus vir ons in Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun. Dis God se doel met elke gelowige. Nie bloot net dat ons vergewe word nie, nie dat ons maar net eendag kan hemel toe gaan nie, maar dat ons al meer en meer soos Christus sal wees. Wanneer die Bybel sê dat ons aan die beeld van Christus gelykvormig gemaak word, beteken dit nie dat ons eendag soos hy gaan begin lyk nie, maar dit beteken dat ons soos hy moet begin leef. Sy liefde moet sigbaar word in ons liefde. Sy heiligheid moet sigbaar word in ons heiligheid. Sy nederigheid, sy gehoorsaamheid, sy ontferming word sigbaar in ons lewe. Ja, God het die mens geskape om hom te weerspieël. Adam het geval, Israel het geval, maar Christus het gekom as die volmaakte mens. En nou vorm hy deur sy gees elkeen van sy kinders om weer te word dit wat ons oorspronklik geskape was. Daarom sê Paulus in Efesiërs dat ons die ou mens moet afsterwe, sodat die nuwe mens in ons kan opstaan. Ons moet die nuwe mens as te ware aantrek, die een wat na die beeld van God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Ja, vriende, die wêreld wil gereeld vir ons vra, waar is julle God? Wys hom so bietjie vir ons. En natuurlik op daardie punt wil 'n mens na die Here Jesus wys, want hy alleen is die volmaakte openbaring van die Vader. Maar die wêreld behoort ook iets van Christus raak te sien in die lewe van sy kerk. Wanneer hulle ons woorde hoor, wanneer hulle ons optrede sien, ons liefde beleef, ons geduld ervaar, ons heiligheid opmerk, behoort hulle iets van die Here Jesus te sien. En nie omdat ek en jy volmaak is nie, hoegenaamd nie, maar juis omdat Jesus besig is om sy beeld in ons te herstel. Daarom, geliefdes, laat ons die ou mens aflê. Laat ons die nuwe mens aantrek soos Paulus leer. Laat elkeen van ons leef soos mense wat deur Christus verlos is,
en ook nou deur sy Gees vernuwe word. Want hy is die beeld van die onsigbare God. En ek en jy is geroep om sy beelddraers te wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons na u beeld geskape is. Dankie dat u daardie beeld weer in elkeen van ons kom herstel, deur Jesus wat ons verlos het, en die Heilige Gees wat ons elke dag lei in u waarheid. Seën ons, o Here, om ware beelddraers te wees tot u eer. Amen.